Is ingeskakel op Impak op Pretoria FM. Die VF+ kon gister nie stem vir 'n gesamentlike verslag van die Parlement se Portefeulje-komitee vir Polisie en Landbou oor die voortsleepende krisis betreffende plaasaanvalle in die land nie. Die verslag was veronderstel om te handel met 'n petisie waarin gevra is dat die parlement plaasmoorde en aanvalle op die landbougemeenskappe moet ondersoek. Ons sluit nou by Dr. Corneil Mulder aan, die leier van die Vryheidsfront Plus. Goeiemôre Corneil. Goeiemôre en dankie vir die geleentheid. Waarom kon daar nie gestem word hieroor nie? Kyk, mense moet die dinge net in die regte perspektief verstaan. Dit is 'n lid van die publiek het 'n petisie na die parlement gebring en gevra dat landelike veiligheid, plaasaanvalle, plaasmoorde ensovoorts ondersoek moet word. En natuurlik is dit bitter belangrik ons ondersteun dit. Die probleem was dat die verslag wat het gekom as die produk van twee portefeuljekomitees saam, die polisiekomitee en die landboukomitee. En alhoewel daar sekere aanbevelings is wat sinvol is rondom om die polisie te kry om sekere goeders te doen, is die resultaat van die verslag 'n probleem wat mens nie voor kan stem nie. En die resultaat is die volgende. Die eerste uitgangspunt van hierdie verslag is dat landelike veiligheid en veral plaasmoorde nie beskou kan word as 'n spesiale kategorie van misdaad nie. Waarom die verslag nie? maak dit is presies die vraag. Die ANC in die verslag maak dit af as net 'n normale tipe ding soos enige ander misdaad in Suid-Afrika. Dit mag nie spesiale behandeling ontvang nie. Nou net dit alleen is vir die Vryheidsfront Plus totaal onaanvaarbaar. Ons beywer ons deurlopend dat plaasmoorde 'n prioriteitsmisdaad verklaar moet word. Bendegeweld is ander gevalle is. Plaasmoorde moet dieselfde wees. En die interessante ironie is, nadat daai stelling gemaak word, in die volgende paragraaf word geskryf en gesê hoe ernstig is plaasmoorde, hoe brutaal dit is ensovoorts, maar dit word onmiddellik gekwalifiseer, dit is net 'n gewone misdaad, dit moenie spesiaal gehanteer word nie. Dit was die eerste probleem. Die tweede probleem is dat hier praat jy oor plaasmoorde, maar die hele kwessie van Kill the Boer, Kill the Farmer word nêrens in daardie verslag eers genoem nie. Nie net oor veroordeel nie, dit word nie genoem nie asof dit glad nie bestaan nie. Dit is totale leemte. En wat vir my die ergste is, die 12de aanbeveling van hierdie verslag sê dat die portefeuljekomitees van polisie en landbou gaan van tyd tot tyd spesiale oorsigbesoeke, getekende oorsigbesoeke op plase doen. Om wat te doen? Nie om met die boere te gaan praat oor die probleem van veiligheid en aanvalle nie. Nee, om met plaasarbeiders te gaan praat en by hulle te gaan hoor watter boere maak hulle skuldig aan menseregte vergrype en tas hulle waardigheid ensovoorts aan, wat die boer nou die skurk maak in hierdie hele verhaal. Dit is 'n aanbeveling, nou moet gereeld dit gedoen word en teruggerapporteer word daaroor. Nou, daardie 3 punte maak dat ek kan nie vir so 'n verslag stem nie en ek sal nie vir so 'n verslag stem nie. Goed, so ek wil net saamvat. Met ander woorde, Kill the Boer, Kill the Farmer is nie hierby ingesluit nie. Glad nie, Dit word nie word nie genoem. gesien as 'n prioriteitsmisdaad nie. Nee. En daar gaan dan nou as 'n strategie gegaan word na plaaswerkers om te hoor watter boere onbehoorlik optree. Korrek. Corneil, ek wil amper so ver gaan om te sê mens kan nie anders as om die onderstelling te maak dat hulle plaasmoorde wil regverdig of plaasaanvalle regverdig en sê hoe tree jy op as boer? Dis om boere aan die beskuldigde bank te plaas. Dit is altyd die benadering. In die eerste plek dit word nie geag as 'n belangrike spesiale uitsonderingsgeval plaasmoorde nie. Die punt wat ek baie keer maak is, daar word altyd gesê man, kyk net hoe baie ander moorde is daar, sien maar in bendegeweld. Dit is waar, dit is alles korrek. Maar daar is nêrens wat enige ander misdaad betref wat stadions vol mense gemaak word en dan word daar gedreun sing Kill the Boer, Kill the Farmer. Dis net wat die boerderygemeenskap betref. So dit kan totaal nooit aanvaarbaar wees nie. So alhoewel die verslag hier en daar volgens daardie benadering gaan bendelede dan ook ondervra word waarom hulle 'n moord pleeg of 'n misdaad pleeg. Natuurlik. Voor 'n besluit gemaak word. Dis nie belangrik nie. Hulle stel nie belang daaroor nie. En dit is presies die punt. En wat my ontstel het van die hele ding is dit. Natuurlik wil ons hierdie goeders anders hê. En ek was verbaas dat die kollegas van die Demokratiese Alliansie die verslag ondersteun en ek het onmiddellik die punt gemaak en gesê jy kan nie vir so 'n verslag stem nie. Dit help nie jy hoop dat hierdie verslag moet ander goed sê nie. As hierdie verslag gesê het landelike veiligheid prioriteit, plaasmoorde prioriteitsmisdaad. Kill the Boer, Kill the Farmer is deel van die probleem, dit moet verband word ensovoorts. En al daai stappe geneem was en nie hierdie vergrootglas op boere om te gaan kyk wat op hulle plase doen nie. Kon mens vir daardie verslag gestem het. Ek is nie van plan om te stem vir so 'n verslag wat boere gaan uitlewer in Suid-Afrika nie. Ek is baie jammer. En nou word gesê en dan word 'n goedkoop politiek gemaak. Die Vryheidsfront Plus het nou saam met MK en die EFF gestem. Dis nie waar nie. Die Vryheidsfront Plus het gevra vir die verdeling. Ons het gevra daar moet gestem word oor hierdie verslag en ons het daarteen gestem.
MK en die EFF het ook daarteen gestem om hulle eie redes, wat hulle redes ook al weet ek regtig nie, ek ook nie om nie. Maar ons het die regte beginselstandpunt ingeneem in belang van boerderygemeenskap. Hier's 'n beginsel Corneil wat ek voel dalk misgekyk word deur hierdie verslag en dit is dan die regte van die plaaswerkers en die boere ook. Beide is tog dan slagoffers van misdaad en plaasaanvalle. Waarom word daar 'n onderskeid getref? As jy aangeval Absoluut. word en deur misdaad geraak word, is dit vir almal ewensins Ja, dis presies waar. traumaties. Dis presies waar. Ons stem 100% daarmee saam. Maar die onderliggende van daai tipe benadering is man, dit is seker maar die boere wat hulle self so wangedra dat hulle verdien eintlik waarskynlik om hierdie goeders oor te kom, want kyk wat is die vergrype wat hulle doen ensovoorts. En die ironie is daar's al van tevore so 'n verslag aanvaar deur die departement van arbeid. Hulle het arbeidsinspekteurs wat op die plase rondgaan en hierdie tipe goed gaan doen, juis wat veroorsaak dat verhoudinge versteur word tussen boere en hulle arbeiders. Dis van die beste, kosbaarste verhoudinge wat daar basies bestaan tussen 'n boer en sy werkers. Hulle is afhanklik van mekaar, hulle leef daar in 'n sekere gemeenskap in belang van almal en om te kan kos produseer. Maar nou wil die staat weer kom inmeng en kom krap daaraan. En ons weet hoe dit in die verlede gebeur het. Jy kan nie vir so iets stem en dit ondersteun nie. Hoe gaan dit reggestel word? Corneil, want ons al baie gepraat oor stappe wat gedoen moet word om plaasaanvalle teen te werk. Dis 'n krisis. Ek dink dat ons is besig om daai geveg in 'n sekere mate te wen deurdat die wêreld het begin kennis neem van wat hier aangaan. Jy weet in Suid-Afrika is daar mense wat dink dit is seker maar normaal. Dit is seker maar oukei as mense dreunsangsstadions vol maak sekere dele van die gemeenskap dood. Dit is nie normaal nie. En die oomblik toe president Trump daardie gewys het in die Withuis, dink ek het dit die wêreld gebasyn om te sê wat is hier aan die gang? Dit is nie normaal nie. Nou die interessante ding is in ons besoek aan die FSA, was twee van die vier voorwaardes wat die Trump-administrasie stuur vir 'n normalisering van verhoudinge met Suid-Afrika is eerstens landelike veiligheid. Plaasmoorde moet verklaar word as prioriteitsmisdade en tweedens die ANC moet hom ten sterkste uitspreek teen kill the boer, kill the farmer. Die Amerikaanse regering voel so sterk daaroor dat hy dit as 'n voorwaarde stel. Ons parlement kom met 'n verslag wat nie eers daarna verwys nie en dan word daar verwag dat party mense daarvoor stem. Dit is Dr. Corneil Mulder, die leier van die VF+. Dankie.